of the Holy Spirit. Ezekiel says, God will come and he will take out that heart of stone and he'll give you a heart of flesh, a heart whereon his statutes and commandments is engraved. He says, I'll take out your old spirit, I'll give you a new spirit, and I'll place my spirit within your spirit. Thinking patterns changes. Now the Bible puts it plainly, it says, turn from your wicked ways. God is not pleased with what we are doing. Matthew 24, the Bible says, in Noah's time, Jesus Christ refers us people to that day. He says, as it was there, so is it going to be here. Look at the world. Noah's age was a very scientific age. They had gainsayers also in Noah's time. When Noah got the word from God, go out and warn these people. Unless they turn from their wicked ways, they are going to perish. Noah was obedient. The Bible says he was moved by fear. God told him to construct the ark to the saving of him and his family. And Noah obeyed God, people. So when Noah saw, or when people saw the ark being in construction, there was a lot of gainsayers. Hoe jy beter aan almal van ons. Dink jy as God waar, as God regtig is, gaan jy ontvlug? Die Bybel sê mense Noag staan en preek 120 jaar. Nou gister was ek al gesê die Here, vandag gaan jy soen toe. Vanoggend sit ek 3:30 in die lounge. Ek bid en ek lees, ek sê Here, hy sê gaan sê hulle somme ook. Hoeveel keer was dat dienste gehou hierso? Menigte van my knegte het ek uitgestuur om dienste om hulle te gaan waarsku. Wie het God se woord ernstig opgevat? Want mense, as ons kyk in die skrifte in, if you look in the scriptures, we are not going to the land, we are there. Ons is daar so. 2 weke gelede of 3 weke, the world witnessed it. It was a great phenomenon. The moon being turned into blood. They even said a blood moon. Now that was scriptural. The prophet Joel in the 2nd chapter of the book of Joel, verse 26, Joel says that in the last days, God says, I'm going to pour out my spirit upon all flesh. Not ungenerated, nie onbekeerde vlees nie. He says your sons and your daughters are going to prophesy. Old men will dream dreams, young men will see visions. Before, listen to this. He says before that great and notable day of the Lord come, the sun is going to be turned into darkness. The moon is going to be turned into blood. Have we experienced it? Because we have had total eclipses where the moon moved in front of the sun, where you saw the sun was dark. Hallelujah. Now here we had it on the day of Pentecost, when the Holy Spirit fell upon 120 believers. The Bible says they began to preach, they began to prophesy. Some said, but these men, maybe they are intoxicated, there must be something wrong with them. And the Bible says Peter stood up and he said, this is not what you're supposed it to be. These men are under the Spirit. And this that you're witnessing today is what was prophesied by Joel the prophet. Centuries ago, centuries after that, it came to fulfillment. Where Peter could say what Joel had said. And no man of God says anything that is outside of here. I come to say what men before me had already said. Now here we find ourselves in this modern day and age that you are living in. Maybe you feel we've got the GN or the G20. We have the United Nations. We have this one and we have that one. World leaders, church leaders. Maybe, just maybe, they will bring about a change. Maybe you feel another great revolutionary is going to come. Another Mr. Mandela. There's nothing great, people, that is going to happen on the face of this earth.
but the second coming of Jesus Christ, on the appearing of the clouds, just like he promised us. Now what are you going to do? Because people, time has traveled so far. It can happen any minute while we are sitting here. It can happen, hallelujah, when we pack up here and leave. But you see, people, when God speaks, God expects a response. Now in the days of old, they had the year of Jubilee. Jubilee was, in the Old Testament, a time when the high priest would go to the streets, through the streets, blowing on his trumpet. Every 50th year it happened. Now they say slaves by then was legal. If you owned somebody money and you are unable to pay him, he can come, demand his money, you don't have money. He bring the leaders and say, listen, this man owes me money. They say, listen, you don't have, you must go and work for this man until your debt is paid. But now every 50th year, the priest would then go through the city. Whatever slave it was that heard that Jubilee trumpet sounding, he just left everything and he went back to his house. But now they say a slave that didn't want to go free, they take an owl, an else, sharp object, they take you to the church's door and they pierce your ear through onto the church's door. So whenever anybody sees you in the street with a pierced through ear, they know that this was a slave that didn't want to go free. He wanted to be under his master for the rest of his life. Now that was in the natural. Now in the spiritual, the gospel trumpet of Jesus Christ is still sounding. Slaves can still go free. Now you say, but I don't have a taskmaster. Who keeps me as a slave? Hallelujah. The devil is keeping us in bondage. Maybe you are enslaved to your past. The past trespasses and iniquities is keeping you captive. Hy sê vir jou, jy is so vrot. Ek glo nie eens die Here soek iemand soos jy nie. Hallelujah. You are enslaved. Look in our communities, it is evident. Hallelujah. You see what is happening in our communities. Look at our young people. Hallelujah. So it's not necessary to live in that condition anymore, because Jesus Christ, people, did not come into the world to condemn the world, but that the world through Jesus might be saved. He says, I was in this world. I have conquered this world. I've come to show you that it was possible to live above your circumstances. Hallelujah. All excuses. X says, God is taking away all excuses. You know, we have excuses at times. You say, oh, broer, we are unemployed. Wat moet ons maak? Look at the unemployment rate. Hallelujah. God is still God. I always give the example of the widow of Zarephath. In a time of famine, God told his prophet Elijah, call for the famine. He went through it. Is not that he was exempted from it. He lived at the brook. When the brook dried up, God said, go down to Zarephath. I've commanded the widow woman to feed you. Now people, out of a whole community, God sends him to a Gentile, unbeliever. When he came to her, it was famine, was hongersnood. Hy sê, van maak vir my iets om te eet. Sy sê, sien jy wat is ek besig om te doen? Ek is nou besig om 2 stokke op te tel. En ek het nou die laaste bietjie olie en die laaste bietjie meel. En ek gaan nou vir ek en my kind iets maak om te eet, en wag ons om te sterwe. En hy sê, so spreek die Here van die leerskare. Daai bietjie olie en daai bietjie meel wat jy het, gaan nie klaar raak tot God nie verligting stuur nie. Wat gebeur toe? Sy het nie die stubborn spirit gehad en wegloop en so, die bekeerde mense hulle altyd beter. En daar gaan sy nie meer. Sy het hom gehoorsaam. En sy gaan met hom na huis toe en sy maak met die laaste bietjie, maak sy eerste vir hom
Nou jy kan jouself voorstel. Hy is die laaste. Het sy getwyfel. Sy steek 'n hand weer in die meelblik in. Waarlik waar, hier kom daar 'n handvol meel uit. Toe sy die olie uitgooi, om die laaste vetkoek te maak, toe kom kry sy, hey, hier kom die olie. Halleluja. Nou as God vir jou sê, gehoorsaam my woord, ek gaan sorg vir jou. Maar vir die feit mense, dat ek blame die pastore, ek blame die Christene. Ons lig nie die Here hoog genoeg op, want die mense dink is 'n God van die geskiedenisboeke. Maar Hebreërs 13:8 sê mense, Jesus Christus is dieselfde vandag tot in alle ewigheid. Hy verander nie. Wat hy daar gedoen het, kan hy nog steeds doen vir jou. Hy kry in Johannes 5 die man wat by die swembad lê van Bethesda. 38 jaar sê die Bybel was hy in die toestand. Hoeveel jare is jy nou nie werkloos nie? Jy try hier, jy try daar. Niks werk uit nie. Want is ongeregtige dade wat jy mee besig is. Halleluja. It is something that you are doing. No, look, listen. Jy sê soos ek sê, ons is werkloos. Geld is skaars hier buitekant toe. Ons moet kan plan maak. Ons moet kan spin soos toppe. Ons is manne. Ons was gesê jy moet kan spin. Jy moet kan sorg vir jou familie. God is bewus van dit. Halleluja. Maar nou vind jy uit die Bybel sê, the love, listen, there's nothing wrong with money. But he says the love for money is the root of all evil. Ons gaan alles doen om die geld te bekom. Om aan die einde van die dag wat te doen. Halleluja. Want jy zoela hier, jy spin daar, jy maak daar. Aan die einde van die dag as jy by mekaar bring en sê al die moeite. En ons kan miskien nog net vir 'n loaf brood vir nou. Dan is dat nie. Ek hoor iemand lig my in. Een van die dwelmhandelaars van Eldorado Park. Hy het bietjie nog geval. Halleluja. Toe hoor hy dat, ons sê mos, is werk. Nou kyk mense, ek is realisties, ek wil die saak gee soos dit is. Ek wil nie weggaan en sit hier en sê, wat was nou eintlik daar gesê? En hy Kaap toe. Kom in die Kaap in, hy het die hele doelas in die kar in. Hy dink vir homself, ja nou, ek is weer, hy was mos 'n movie, toe sê ek 'n jong man was, Nino Brown. Nou sê ek weer Nino nou, in lewende lywe. En God kyk uit die hemel uit en hy sê, kyk net hier. Die kar, hy was betrokke in 'n ongeluk. En die kar slaan in die brand. Met die hele doelas in die kar in. Hy verloor sy lewe. En die Bybel vra die vraag, wat gaan dit jou baat? Jy win die wêreld. En aan die einde van die dag, lei jou siel skade. Nou by tye sê ons mos net, as ek dood gaan, ek is dood, dan gaan ek bietjie gaan rus. Dis wat die probleme begin. Jy sien die siel van die mens, is wat gemaak was in die ewebeeld van God. Is what made in the image of the soul of a man doesn't die. This body, yes, it's temporal. You see, it's temporal. It's going to the dust where God has taken it from. The Bible says the spirit goes back to God that gave it. But he says the soul of a man. Now, John in the 14th chapter of Job asked the question. And it will remain the same, people. Job says, I've seen. You see, summertime is coming. Some of the trees are getting new leaves. You see, the grass is turning green. But Job have studied it. He checked, he looked at it. But he came to the conclusion. He says, but no, ek sien die mense sterwe. Maar hulle kom nie terug soos die plante en die bome nie. Waartoe gaan die mens? Nou in die boek van Josia, mense sê die Bybel. Hy sê my mense gaan verloor. Deur onkundigheid. My people are perishing through lack of knowledge. And hell is enlarging itself. Hell is a reality. Now people don't be misunderstood here. You say onze kerk. My pastoor stel het nie so. Hy sê ons op front uit hel.
Halleluja. Maar dit is wat die woord sê. Hy sê die hel is, hy word vergroot elke dag, want daar is miljoene. Dit meen nie ons bly nou hier in die kolletjie. Jy het niemand gehoor het afgesterwe. So niemand, almal is lewendig reg oor die wêreld. Daar's mense wat vermoere, hulle huil, hulle het 'n geliefde verloor, hulle het 'n geliefde afgestaan aan die dood. Hallelujah. So, like I mentioned when I started out, 2 destinations. It's either you are going to heaven or you are going to hell. Now God says, where the tree falls is where the tree lies. As die boom in sonde val, is wat die boom val. As hy in regverdigheid val, God sê gaan uit en gaan sê die goddelose, hy moet hom bekeer. Want as jy hom nie gaan waarsku nie, gaan ek sy bloed van jou kom vergeld. As hy man verlore gaan, dan kom ek na jou toe. Jy gaan antwoord gee. Maar as jy uitgaan en jy gaan waarsku hom, hy moet hom bekeer. Laat sy bloed op sy eie kop rus. Halleluja, want jy was gewaarsku. Nou vra die Here die vraag, ek het gedink ek verbeel myself. Die Here sê vra vir hulle, hoeveel kere was daar nie dienste gehou op die selfe plek hierso? Wie het ag geslaan? Hallelujah. He's a merciful God. The Bible says when the example that I gave of the slaves that could go free. If a slave didn't want to go free, that was in the spiritual. Hulle steek die oor deur, teen die kerk se deur. Nou in die geestelike realm, die is gebrandmerk. En dit is wat ons roep, die merk van die draak, mark of the beast. Yes, it leads to that. You hear the word, and you turn your back, and you walk away. Hallelujah. The Bible speaks of a certain rich young ruler that came to Jesus, and he wanted to know what must he do to inherit eternal life. No, eternal life, people, is not a fairy tale. After that, this life is over. There's life beyond the grave. God says, I'm not the God of the dead. I'm the God of the living, of Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac, and Jacob, centuries ago. Hallelujah. Moses and Elijah were seen on the Mount of Transfiguration, standing with Jesus. They were so dumbstruck they couldn't believe what they see. Jesus said, keep it a secret. Hallelujah. So it doesn't end here, people. But now, in the spiritual realm, like I say, your ear is pierced through. The gospel trumpet is sounding this morning. You stand between 2 opinions. He said, die dokters het gesê, is die einde. Ek wag maar nou net vir die einde om te kom. My vrou deel met my gister 'n getuienis, ons luister het op die platform. Die was 'n gangster, ek het ook nie mooi gehoor wat sy wat se area bly in nie. Maar menigte waarskuwings het hy gekry. En die dag steek hulle hom in die mag, hulle sny die mag oop. En hy hardloop, die derms is alles middeldeur. En daar val hy. Hy sterwe. Nou jy gaan dink, hy dis 'n mooi verhaaltjie. Dis nie 'n verhaaltjie nie. As ek het luister, want ek weet, dis wat die God wat ek dien, hy is in staat om dit te kan doen. Hulle sê, die, moet asseblief nie loop nie hoor. Hulle sê, die dokters kom na 3 dae, leg hy in die mortuary in. Hy is dood. 3 dae, hy is gevries af. Hulle kom, hulle wil nou die autopsie doen, want hulle kon natuurlijk kyk wat was die oorsaak van sy dood, want hulle moet maar nou die vorms uitvorm sê, die was die oorsaak van sy dood. Maar wat hulle die man op die tafel het, kom kry die man, hulle nog asem. Hulle sê nee, dit is onmoontlik. Hy is 3 dae hier in die lijkhuis, hoe kan hy nog lewe? Kyk na sy mag. Maar wat die man sy getuienis gee, sê mens, ek was dood.
Ek het die donker tunnel gesien wat ek kan afgaan, maar daar sien ek aan die einde, so klein liggie. Maar hy sê, so nader ek kom aan die liggietjie, raak het helderder en helderder. En gaan terug. Hy sê, al wat ek kan sê, mense, ek was nie onder 'n operasie nie. Maar sy derms was weer heel en aan mekaar. Die dokter staan verbaas. Hoe die gebeur? Amen. Nou, hy sê, sonder geloof kan jy nie vir God tevrede stel. Jy mag miskien, soos ek sê, jy voel nou, ek kan nie weer sonder die, kyk, laat ons praat, man. Want ek is hier om te bid vir jou. Ek kan nou nie weer sonder die spirits nie. Hoor jy wat sê die Bybel? Of wat sê die, wat is op die naam geskryf op die bottel? Hulle sê hulle spirits. So it's a spirit. You consume that spirit, and that spirit enters you, and you change. That spirit is in control. And you wake up, you say, waar is ek? Wat ek kan nie eens onthou wat ek gisteraan gedoen het nie. Amen. Now that spirit is telling you this morning, moenie speel, moenie luister na die nie. Ek het die mense kom uitvind. He says a prophet is not without honor but in his own city. Hallelujah. Nou pastoor is nie my naam nie. Ek is Owen. Hallelujah. Maar nou as jy my pastoor noem, dan meen het, jy herken my. Hy is 'n man van God. Ek gaan nie hier kom met leuns vir jou nie. Ons kan klaar maak met die storie vandag. Maak nie saak, hulle sê, wat is dit? Ek praat nou die dag met 'n jong man, ek is bezig om skoon te maak, daar by die huis. Hy kom verby, kom altyd duik in daar. En nou weet mense, ek lyk jy dit noem nie, maar kom ons wees eerlik. Ek het diens gehou daar in Juweelstraat. Toe sit hy daar. Geluister. Die dag wat hy kom daar, hy is 'n hobo nog. Hy bly slaap en is jammer om het te sê. My hart gaan uit vir hom. Ek vraag van hom, wat het gebeur? Hy sê, pastoor, ek weet nie. Maar nou praat ons nog van crystal meth, en hy praat van die, maar nou as ek nou staan en luister na hom, sien ek die uitdrukking op sy gesig. Hy sê, pastoor, ek was al by die rehab, manne wat op hy crystal meth was, die withdrawal symptoms, ek kan sien die is al klaar vrees bevange. Toe my nou verduidelik, hoe moet die dokters vir hom die injection gee en die injection en. Nou sê ek nou vir hom nou, wacht bietjie nou maar. Die Bybel sê in Afrikaans so mooi, sonder dat jy jou bekeer, is daar nie verlossing. Jy moet kan opstaan en kom en sê, Here, vergewe my. As ons die verlore seun. Almal van ons was verlore. Moenie sê, maar daar is my huisnommer, ek is nie verlore, ek ken wie is my man. Nee. Almal van ons sê die Bybel was verlore. Elke ene van ons was besig met sy eie ding in die wêreld. En God stuur vir Jesus. Nie vir die regverdiges nie. Vir die sondaars. Want die Bybel sê mense, almal van ons is sondaars. Nou moet my nie misverstaan, dit gaan nie omtrent die kerk nie. Ek sê die mense menigte kere, al wat die mense, anders sê jy net, luister, as ons 'n familiekerk man, my oupa, my grootjies en almal was in die kerk, en ek sit maar net in die kerk, want ek wil ten minste, ek wil nie hulle moet sê, hy was uit 'n tent uit begrawe, laat ek ten minste uit 'n gebou uit begrawe word, maar aan die einde van die dag mense, wat is die finale bestemming? Maak dit sin vir die mens. Jy is uit die groot kathedraal uitgebegrawe. Maar wat die siel vandag is, skree hy uit. Halleluja. Nou met dit gesê mense, jy sit hier, jy lê miskien in jou kooi in, miskien lê en luister jy sit en luister. God se woord kan nie verander. As die Here gister vir my vergewe het, as die Here vir Moses wat 'n moordenaar was, kon so gebruik het. Paulus sê ek was deelagtig aan die dood van Stefanus. Ek het die manne se klere gehou wat hom gestenig het. Miskien was jy daar, toe hulle sê, chase hom die man, skiet hom. Dis deelagtig. En die wet, wat sê die wet nou in die hedendagse tyd van ons lewe? Jy kan vir bad company,
You can be sentenced. You can get a prison sentence because you are associating you. The old people used to say, meng jou met die semels. Sê. Nou sê, ja, maar ek doen niks, man. Ek blow man net dat hy maak lekker jokes. Weet jy dat as demoniese magte, kom ek gee die getuienis voor ek klaar maak. Gaan nie name noem, daar by my. Nou die boom, jy ken die boom. En die aanstaan ek by die boom, ek het nou by die takke geknip. Jy gaan nie sien ek staan daar, ek kan skou alles. Nou sien ek die jong dametjie, sy is nou bietjie groter aan haar boetie. Hy gaan uit, en wag hy by die hoek, hy is nou die security. Dan gaan sy koop die sigaret, dan kom sy terug, dan staan sy en rook, dan gaan hulle in. Ek sê vir my kinders, hou net dop. Sy het so gegaan vir 'n week. Ag nee, die volgende week toe staan al twee daar. So, light and darkness. Hy sê, pastor, ek het al bekeer. Waar het ek fout gegaan? Onttrek jou. Laat hulle maar sê wat hulle wil. Hulle sê, hy man, hy is 'n moffie, hy is 'n losom. Luister wat sê koning David vir Salomo op sy sterfbed. Voor hy sterwe. His last will and testament, he says, show yourself a man. Stand for the word of God. God soek 'n man met 'n ruggraat. Hulle sê wat hulle wil. Die dag toe ek bekeer toe, onttrek hulle so. Ek het klomp vriende gehad. Dan sit ons so, as was 'n boom daar in Parkstraat. 'n Nossie bly daar. Dan kom ons van die Lalavuga af en sit ons onder hy boom. Hy Saterdagoggend mense, kom die pastoor. Hy is oorlede, ek weet nie, ek sê hom ken, hy het hier geonderwys by Parkdale. Hulle sê, Sims, hier is die pastoor. Ek sê, wat ek maak, ek nie my pastoor. En ek sit met die hele leeuws. En hy getuig vir my, ek sê van pastoor, kom ek vra maar net iets. As ek koos gekies dit, dis nie wat ek so gekies dit. Maar nou die Bybel sê, mense ons geveg, is nie teen vlees en bloed, maar die bose magte. Hulle besluit wat hier gebeur. They have an influence on what happens here. Look at the trend. Then you find it's babies that is being abused. Then it's women. Dan vind jy weer 'n bietjie stil die skietery gaan nie, dan hoor jy weer skietery. Dan hoor jy weer daai. It's influence. You don't have no control over it unless Jesus. If God can open your eyes, you'll see those demons walking here. But unfortunately, God won't open your eyes because God knows. As jy jou oë kan open en jy moet hy demon kan sien van kanker en epilepsie, dan gaan jou hart staan. Nou met dit gesê, ek wil bid vir u. Die woord het uitgegaan. Vir die doeleinde, vir die sondaar om te bekeer. Nou die dag wat pastoor Morta vir my onder hy boom kry. Jy weet, die dinsdag gaan ek, hy toe my van my wat daar gebleef was, Quentin. En ek gaan kyk vir hom, sê, kom in, sê, maar sê jy, vir soms gesê wat die pastoor het gebel vir my, hy is nou die Saterdag aan, Sondagoggend. Ek sê, nee man, wat bel hy nog vir my, is mos die mens, julle pastoor. Sy sê, nee, luister wat sê die pastoor. Hy bel hulle Sondagoggend en sê, wie is hy man wat ek onder die boom gekry, die mannetjie wat ek onder die boom gekry. Hulle sê, nee, Sims. Hy sê, man, ek het 'n droom gesig gehad van hy mannetjie gisteraan. Hy is op die hoofweg met sy chommies. Wat hy 'n sekere plek in die pad in bykom. Sê hy vir hulle, gents, ek draai af, hier so gaan julle sien. En hy sê vir hulle, watch julle die man. Een van die dae gaan hy bekeer. Die seker. Ek tel nie die dae nie, maar mense, ek was 25 jaar toe ek Here aanneem. Ek is 57 vandag. Die Here was getrou. Dus die Here sê, bekeer jouself, broerman. As baie gangsters wat ek mee gepraat het, hulle in hulle grafte vandag. Gaan nie name noem. Sê as die Here vir jou sê, bekeer, dan die Here beter ding vir jou instoot. Manne wat my gesê het, ouwe man, ouwe, dis al wat ek ken. Hoe gaan ek survive? As die Here sê, kom, dan weet die Here mos nou, het 'n beter deur wat ek jou gaan oopmaak. Nou pleit ek met u, maak die oë oop, voor dit te laat is. Ek het so baie ware getuienisse, ne? Kom ek gee julle die laaste een. My ma se baby suster.
Ek is besig om te bid, my vrou sit op die kooi. Net vir jou om te verstaan, ek kom nie met sprokies verhale hier. My vrou sit daar bid hier voor ons gaan slaap. Ons het daar gebid as 'n familie. Ek sien 'n visioen. Die gangsters hol in 'n kamer en hulle sê, jy, kom, tyd om te gaan, moet nog hier lê nie. Ek sê vir my vrou, wat het ek nou gesê? Ek sê vir, die is nie natuurlike sotsies nie. Die is geestelik. Haar tyd het aangebreek. Volgende oggend, soos ek so loop en preek, gaan ek daar weer, sê, daar ook in hy Silverstraat flats gebly, agter. Ek gaan daar, man sê, sy is nog besig om te slaap. Ek sê, ek moet daar sien. Hy gaan in, hy sê, laat ek nie haar naam noem. Hy sê, ouwen is hier so. Hy sê, laat hy inkom. Gaan in, sê van my auntie. Ek weet nie hoe sê ek vir jou die nie, maar dis die story. Gee haar die vision, sê asseblief, dis nie sotsies nie. Tyd het aangebreek vir jou. Neem die Here aan, ek gaan nie loop tot jy nie nou. Die man staan nie lang, my sê, bid vir ons. Ek lei hulle altyd na die Here toe. Ek kan onthou, die middag was ek by Buckingham Flats, om te preek daar. Ek dink, wacht, ek gaan kyk, is 2 daarna die, hoe gaan dit met haar? Die kinders, as ek by die huis kom, die man sê, hulle het haar vanoggend hospitaal toegeras. Ek wacht nog, ek het nog niks gehoor van die kinders af. Laat die middag, stuur sy haar oudste dokter vir my vrou op WhatsApp. My ma is afgesterwe. Nou sê ek vir jou, sê ek is nie hier, want ek wil hier wees nie. Ek is net die postman. Wanneer jy die brief wil vat, of nie vat nie, my story is klaar. Ek het my gedeelte gedoen. Môre gaan ek en jy daar staan en sê, Here, nooit gehoor nie. Sê die Here, hier sê. So nou mense, in die gehoor in, ek weet het was bietjie onverwags. Maar volgende week is ons weer hier. Laat dit 'n afspraak wees tussen ek en u en die Here. Maar moet nou nie wag vir Sondag nie. Hy sê, hy wat my stem hoor en glo in die een wat my gestuur het, nie vir my nie, Christus. Dis wat dit begin, net om te glo. Begin die ewige lewe. As jy glo, dan staan jy op en sê, Here, hier sê ek kom al van daar af, Here. Ek kom al van daar af. Ek het ook nie blyplek, ek was ook in die strate. So, hitte. Maar toe kom die Here, toe sê hy vir my, luister, jy het al daarna toe gehol, toe staan ek met my rug teen die muur, toe sê hy, kan ek praat, is jou ore oop? Toe sê ek, Here, I've got no way to turn to now. Vat my maar, laat ek gaan. So vanmôre ek wil 'n uitnodiging maak. As jy God se woord gehoor het. Kyk mense, asseblief, ek smeek jou. Die Bybel sê, gaan Sondag nie weer, anders dan gaan 'n erger ding oor jou kom. As jy sê, pastoor, ek weet nie wat is fout nie. Pastoor, die dokters het gesê, is klaar. Ons wag maar net. Guys, die doctors. But Dr. Jesus says, that's not what I said. There's a saying in the world, it says, it's not over until the fat lady has sung. So when God didn't say it's finished, dan is het nog nie klaar nie. En God gaan nog nooit sê, dit is klaar. Tot die dag wanneer hy laaste asem uitblaas en jy het nie geluister, dan sit die Here en sê, ai, toch. Maar hy sê, as hy ene kan opstaan en sê, ek wil hom aanneem. Net die ene. En sy blydskap in die hemel, net vir die een sê. Nou hoe kosbaar is jy net nie, vir God vanmôre. Terwyl elke hoof gebuig is, elke oog gesluit. Daar waar jy lê, kyk, ek is nie hier om jou te kom oordeel, maar ek moet jou die saak gee. Want die Bybel sê, hoere. Jy sê, hy pastoor moet so lelik praat. Die woord sê. Amen. So, jy het miskien gevoel, man, kom, stel jy dit so kras. Ek wil, man. Die Here ken jou hart. Net daar waar jy is. Jy hoef nie te kom, miskien kom jy en sê, Heer, wat gaan die mense sê? Hier staan ek, hulle ken dan hoe skel ek hier so weekends. Hulle ken jou, ja, God ken jou ook. Hulle gaan altyd maar iets het om te sê. Maar as jy vanmiddag die saak kan, of vanoggend die saak kan, ek kan jou verseker, mense, net so, as ek my hand so draai, gaan jy weet, regtig waar, ek is geverander. Ek wil saam met u bid, maar voor ons bid, kom ek sing nog aanbiddingskoortjie.